In die vroeë 20ste eeu is Afrikaans egter nie net deur die Afrikaner nasionalistiese pers ingespan nie, maar ook as 'n taal van verset teen wit meerderwaardigheidsdenke. In die Kaapse Koerant van die APO, kort vir die African People's Organisation, het 'n merkwaardige dokter uit distrik 6 in 1909 die eerste satiriese rubriek in Kaapse Afrikaans begin skryf. Dr. Abdullah Abdurrahman het op daai stadium baie werk gedoen onder die bruin gemeenskap. Die wyse waarop hy uiteindelik in die Kaap beland is dat hy polities betrokke raak by die ontwikkeling van onderwys in die Kaap en dan spesifiek ook die politieke omgewing in Afrikaans. Hy was die eerste man van 'n kleur op die Kaapse Stadsraad. Dr. Abdurrahman het 2 keer op sy eie stoom Engeland toe gegaan om met die koning te gaan gesels oor stemreg vir die bruin mense. Onsuksesvol was hy. En hy keer terug en hy stig die African People's Organisation. Op daai stadium hanteer hy 'n rubriek wat hy noem straatpraatjies. En hy skryf onder die skuilnaam Piet Uithaler. Straatpraatjies is dan 'n gereelde bydrae in die omgangstaal van die tyd. Kaapse Afrikaans het al vir lank 'n geskiedenis van gebruik word in die media of as 'n kultuurmiddel. Dit is net mense het nie regtig toegang gehad nie. Straatpraatjies was geskryf in Kaapse Afrikaans wat in 1909 verskyn het. So dit wil sê daar was al reeds 'n kultuur van skryf in Kaaps voor ons 'n standaard Afrikaans gekry het. Abdurrahman het hierdie taal gebruik want sy mense het dit gepraat. Sy pasiënte het dit gepraat. Die mense in distrik 6 het Afrikaans, Kaaps-Hollands gepraat. So straatpraatjies is dan 'n manier om die gek te skeer met die politieke rolspelers van die tyd, omdat hy agter die skuilnaam allerlei goed kon sê. Ek dink daar is iets spesiaal omtrent straatpraatjies. Want dit is 'n platform waar mense hulle frustrasies met die onderdrukking wat hulle ervaar kon verwoord en hulle kon dit sê in die taal wat hulle gebruik. Want as my bors warm is, wil ek nie in 'n ander vorm praat nie. Ek wil vir jou sê hoe ek voel right now. Ek dink dit is 'n wonderlike celebration van nog 'n gedeelte van die Afrikaanse taalgeskiedenis, maar ek dink ook dit is 'n gedeelte van media wat nie aandag kry nie. En ek hoop dit gaan regtig verander.